Goeiemiddag en baie welkom by ons Sabbat opening vandag. Kom ons begin ons Sabbat met 'n gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om nog 'n Sabbat in te gaan. 'n Dag wat U spesiaal vir ons berei het om tot rus te kom en om tyd saam met U deur te bring. Help ons Here dat ons tyd ten volle aan U sal wy en van al die wêreldse probleme en dinge vergeet en net op U sal fokus. In Jesus naam alleen, amen. Ek lees vir ons vandag uit Konings en Profete, Salomo se berou, E.G. White. Die Here het 2 keer gedurende Salomo se bewind aan hom verskyn met woorde van goedkeuring en van raad. Die nagvisioen by Gibeon, toe die belofte van wysheid, rykdom, eer, tesame met 'n vermaaning om nederig en gehoorsaam te bly aan hom beloof is, en na die inwyding van die tempel, toe die Here hom weer 'n keer tot getrouheid vermaan het. Die vermaanings was duidelik, die beloftes heerlik. Tog is daar van hom wat in omstandighede, karakter en lewe so geskik bly te gewees het vir die taak op hande en om die verwagtinge van die hemel na te kom geskryf. Hy het die bevel van die Here nie gehou nie. Salomo het van die vreugde van goddelike gemeenskap weggedraai om bevrediging te kry in sinsgenot. Hiervan sê hy self: ek het groot werke onderneem. Ek het vir my huise gebou, ek het vir my wingerde geplant. Ek het vir my tuine en parke aangelê, ek het slawe en slavinne gekoop. Ek het vir my ook silwer en goud versamel en 'n eiendom van konings en provinsies. Ek het vir my sangers en sangeresse verskaf en die genoons van die mensekinders, lieflinge in menigtes. Ek het groot en altyd groter geword, bo almal wat voor my in Jerusalem gewees het. En alles wat my oë begeer het, het ek hulle nie ontsê nie, en my hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie, want my hart het hom verheug vanweë my moeitevolle arbeid, en dit was my deel van al my moeitevolle arbeid. Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het, en kyk, dit was alles vergeefs en 'n gejaag na wind, en daar was geen voordeel onder die son nie. Daarna het ek my begewe om wysheid en onverstandigheid en dwaasheid in oënskou te neem, want wat sal die mens kan doen wat na die koning kom, wat lankal gedoen is? Daarom het ek die lewe gehaat, en ek het gehaat al my arbeid wat ek onder die son met moeite verrig het. Prediker 2 vers 4 tot 18. Deur my eie bittere ervaring het Salomo die geleentheid van lewe van iemand wat in aardse dinge die hoogste gesoek het beleef. Hy het altare opgerig vir heidense gode, net om uit te vind hoe te vergeefs hulle beloftes van rus vir die gees was. Neerslagtig en sielkwellende gedagtes het hom dag en nag getuister. Vir hom was daar nie langer enige lewensvreugde of gemoedsrus nie, en sy toekoms was donker en wanhoopig. Tog het die Here hom nie versaak nie. Met boodskappe van teregwysing en ernstige oordeele het hy gepoog om die koning op te wek tot 'n besef van die sondigheid van sy weg. Hy het sy beskerming onttrek en toegelaat dat teenstanders die koninkryk tuister. God het ook as teenstander vir hom verwerk, Resin, owerste van 'n bende. Hy het 'n afskie van Israel gehad en hy het oor Aram, Sirië koning geword. Ook Jerobeam, 'n dapper held, het sy hand opgewek teen die koning. Ons lees daarvan in 1 Konings 11. Ten einde laaste het die Here deur 'n profete ontstellende boodskap aan Salomo gelewer. Omdat dit so ver is met jou dat jy my verbond en my insettinge wat ek jou beveel het nie hou nie, sal ek verseker die koningskap van jou afskeer en dit aan jou dienaar gee. Maar in jou dae sal ek dit nie doen nie ter wille van jou vader Dawid, uit die hand van jou seun sal ek dit afskeer. Opgewek asof uit 'n droom deur hierdie oordeel oor hom in sy huis, het Salomo met 'n aangeraakte gewete sy dwaasheid in die regte lig gesien.
In sy gees gekastei met verswakte verstand en liggaam, het hy moeg en dorstig weggedraai van die aarde se gebroke vate, om weer eens van die fontein van die lewe te drink. Vir hom het die dissipline van lyding uitsluitlik sy taak volbring. Verlang is hy deur vrees vir totale ondergang as gevolg van sy onvermoë om van dwaasheid weg te draai getuister. Maar nou het hy in die boodskap wat aan hom oorgedra is, 'n straal van hoop raak gesien. God het hom nie totaal afgesny nie, maar gereed gestaan om hom van 'n gevangenskap erger as die dood te verlos en waarvoor hy geen mag gehad het om homself te bevry nie. Uit dankbaarheid het Salomo erkenning aan die mag en liefdevolle barmhartigheid van die een wat hoër as die hoogste is gegee. En berou het hy begin terugkeer na die verhewe vlak van reinheid en heiligheid, van waar hy so ver afgedwaal het. Hy sou nooit kon hoop om homself van die gevolge van sonde te red nie. Hy sou nooit sy gedagtes kon losmaak van die herinneringe aan die selfbevrediging waaraan hy homself skuldig gemaak het nie, maar hy sou alles in sy vermoë doen om ander te verhoed om in dieselfde dwaasheid te verval. Hy sou met nederigheid die verkeerdheid van sy optrede erken en sy stem in waarskuwing verhef, voordat ander onherroepelik meegevier word deur die bose invloed wat hy in werking gestel het. Die opregte beleier vergeet nie sy sonde van die verlede nie. Hy is nie sodra hy vrede gevind het, onaangeraak ten opsigte van sy foute nie. Hy dink aan diegene wat as gevolg van sy eie optrede tot boosheid gelei is en werp alles in die stryd om hulle op die regte pad terug te kry. Hoe helder die lig wat hy betree, hoe sterker is die begeerte om die voetstappe van ander in die regte rigting te lei. Hy gee nie ligtelik oor sy dwalinge en maak lig van sy verkeerde optrede nie, maar hy hys die gevaarsein op sodat ander op die waarskuwing ag kan slaan. Salomo het erken dat die hart van die mensekinders vol boosheid is en dat dwaasheid in hulle hart is. Hy het ook verklaar, omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen, aangesien 'n sondaar 100 maal kwaad doen en hy lank lewe, alhoewel ek weet dat dit goed sal gaan met die wat God vrees, omdat hulle voor sy aangesig vrees en dit nie goed sal gaan met die goddelose en hy die dae nie sal verleng soos 'n skaduwee nie, omdat hy voor die aangesig van God nie vrees nie. Prediker 8 vers 11 tot 13. Deur die Gees geïnspireer het die koning die geskiedenis van sy verkwiste jare met lesse van waarskuwings vir die nageslag opgeteken en gevolglik, alhoewel die saad wat hy gesaai het 'n oes van onheil onder sy volksgenote opgelewer het, was hy lewenstaak nie heeltemal verlore nie. In ootmoed en nederigheid het Salomo in sy later jare die volk nog kennis geleer en het oorweeg en ondersoek. Hy het baie spreuke opgestel. Die prediker het gesoek om welgevallige woorde te vind en wat reggeskrywe is, woorde van waarheid. Die woorde van die wyse manne is soos prikkels en soos spykers diep ingeslaan in die versamelde spreuke. Hulle is deur die enige herder gegee, en herder is hier met 'n hoofletter geskryf. En buitendien my seun, wees gewaarsku. Prediker 12 vers 19 en so aan. Die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense, want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg, het Salomo gemaan. Uit latere geskrifte van Salomo blyk dit dat, naarmate hy meer en meer die boosheid van sy weë besef het, hy veral die jeug gewaarsku het om nie dieselfde foute te maak nie, wat hom gelei het om die hemelse beste gawes op nietighede te verkoos en te begaan. Met smart en skaamte het hy bely dat in die vleur van sy manlikheid, toe hy by God sy troos, sy ondersteuning, sy lewe moes vind,
hy weggedraai het van die lig van die hemel en die wysheid van God en die aanbidding van afgode in die plek van die aanbidding van God geplaas het. En nou dat hy deur pynlike ervaring die dwaasheid van sy lewe besef het, was sy innige begeerte om ander te red van dieselfde bittere ervaring waardeur hy gegaan het. Met ontroering het hy aangaande die voorregte en verantwoordelikhede van die jeug in God se diens geskryf. Verder, soet is die lig en goed is dit vir die oë om die son te aanskou. Want as die mens baie jare lewe, moet hy hom in die almal verheug en dink aan die dae van duisternis, dat dit baie sal wees. Alles wat kom is nietigheid. Verbly jou, o jongeling, in jou jeug, en laat jou hart vrolik maak in die dae van jou jonkheid, en wandel in die weë van jou hart, en in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring, en weer verdriet uit jou hart, en hou jou kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. Prediker 11 vers 7 tot 10. Salomo se waarskuwings is nie net vir die jeug nie, maar ook vir hulle wat op gevorderde leeftyd en vir diegene wat op die heuwel van die lewe neerdaal en die westelike son in die gesig staar. Is die lewe van Salomo vol waarskuwings. Ons sien en hoor van die onbestendigheid van die jeug, die jonges wat weifel tussen goed en kwaad en stroom van bootse hartstog wat sterk vir hulle is, maar ons verwag nie onbestendigheid en ontrou by volwasse mense nie. Ons verwag dat die karakter gefestig sal wees en beginsel stewig ingewortel sal wees, maar dit is nie altyd die geval nie. Toe Salomo se karakter soos 'n stewige eikeboom moes wees, het hy onder druk van versoeking in sy standvastigheid geval. Toe sy krag die sterkste moes gewees het, is gevind dat hy op sy swakste was. Uit hierdie voorbeelde moet ons leer dat die enigste veiligheid vir oud en jonk in die waaksaamheid en gebed lê. Veiligheid is nie gesetel in 'n verhewe posisie en groot voorregte nie. 'n Persoon kan vir jare 'n ware Christelike ervaring geniet en steeds blootgestel wees aan Satan se aanvalle. In die stryd met innerlike sondes en uiterlike versoeking is selfs die wyse en magtige Salomo oorwin. Sy mislukkings leer ons dat ongeag 'n persoon se intellektuele vermoë en hoe getrou hy God ook in die verlede gedien het, hy nooit met veiligheid op sy eie wysheid en integriteit kan staatmaak nie. Die ware grondslag en patroon vir karakterbou was in elke geslag en in elke land steeds dieselfde, die goddelike wet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Die groot beginsel wat in die karakter en lewe van ons verlosser gemanifesteer is die enigste sekere fondament, die enige waardige gids. En daar sal bestendigheid van jou tye wees, 'n rykdom vol verlossing en wysheid en kennis. Die wysheid en kennis wat slegs God se woord kan oordra. Jesaja 33 vers 6. Kom ons sluit die oë. Here, ons staan voor hierdie Sabbat voor U, nederig. Ons lewens is verstrooi van afdwalings, van afgode. Maar Salomo het ons gewaarsku, Here, en hy was die wysste man wat ooit was en ooit sal wees. As hy gestruikel het, Here, wat is my kans tot oorwinning? Maar ek weet dat as U in ons lewens is, ons die oorwinning kan kry in Jesus Christus. Maak ons sterk, Here, laat ons sal fokus op U en laat ons U sal lief hê, liewer as onsself, maar ons naaste soos onsself. In Jesus naam alleen. Amen. Geseënde Sabbat.